lekker om vandag weer saam met julle te kuier en hier te wees en saam ook meer te leer. Ons lees vandag verder uit Lukas uit, maar voordat ons gaan begin met vandag se gedeelte, wil ek julle net weer eens herinner aan die kieks en die tekkies en die Maggentien wat aan die gang is op Woensdae. Ons nooi julle graag uit. Die kieks is vir graad 1 tot 3 en dit is 5:30 tot 5:15 en dan die tekkies is vir graad 4 tot 6, ook 5:30 tot 5:15 en dan het ons die Maggentien groep wat net vir graad 7's is en dit is 5:15 tot 7:00. Ons nooi julle uit en ons hoop ons sien julle Woensdag daar. So ons lees vandag saam met Dominee Enje uit Lukas en dit is Lukas 19 vers 1 tot 10 en hierdie is die storie van Saggeus. So maak julle Bybels oop in Lukas 19 vers 1 tot 10. Jesus en Saggeus. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop te vooruit en klim in 'n willevyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. So wat in hierdie storie gebeur is, Jesus loop in die pad. Hy kom in Jerusalem aan, hy loop deur die stad en Saggeus wil graag vir Jesus sien en hy klim in 'n boom. En Jesus kom toe na hom toe en sê vir hom, ek wil by jou tuis gaan. En die skare in hierdie verhaal is dan vreeslik ontsteld oor dit, want Saggeus is 'n tollenaar en hy is so ingestel op aardse dinge en aardse rykdom. As julle kan onthou, laasweek het ons gepraat oor die verlore seun en hoe hy ook aardse dinge bymekaar gemaak het. En Saggeus was ook erg oor geld en dit was vir hom belangrik geweest en hy het mense ook afgeknou en afgepers om dit te kry. So die skare was baie ontstel dat Jesus in hierdie sondige man sy huis tuis gaan. Wat ons ook kan leer of verder gesien in die verhaal is dat Jesus na hom toe gaan. Hy reik uit na hierdie persoon, hy reik uit na die sondaar, hy gaan na Saggeus se huis toe en hy sit in sy huis en hulle eet en kuier saam. So Jesus het eintlik iets heeltemal teenoorgestelde gedoen as wat die skare verwag het. Hy het gegaan na die sondaar Saggeus se huis. Hy het in sy huis tuis gegaan. En hy het spesifiek na Saggeus toe gegaan. En in ons gemeenskappe en wêreld is daar ook baie mense wat baie verkeerde dinge doen. Hulle leef verkeerd, hulle sit hulle hoop op geld, hulle leef sonder waardes en dit is juist wat Jesus vir ons wil leer as Christene. Ons moet nog steeds uitreik na die mense toe. Jesus het hulle ook lief en ons moet ook liefde aan hulle betoon en Jesus se liefde vir hulle wys. So die groot oomblik in hierdie storie is waar Jesus Saggeus ontmoet en waar Saggeus se lewe handomkeer heeltemal verander. En wat Jesus ook wil hê van ons en verwag as Christen is, jy moet nie net sê in jou hart jy's 'n Christen nie. Jy moet dit ook uitleef. Jou lewe getuig. Jou lewe moet toon dat jy 'n Christen is en dat jy Jesus lief is en dat jy regtig sy wil doen en sy voorbeeld volg. Dit is super belangrik. Jou lewe moet getuig. Ons het ook al in Maggentien ook daaroor gesels. Jou lewe moet wys, al die dinge wat jy doen. As ek daaraan dink, dan dink ek dadelik aan die vrugte van die Gees, wat ons so kan gebruik en wat ons kan help, dat mense kan sien, daar's iets anders aan daai persoon. Ek wil ook dit hê, ek wil ook Jesus leer ken, ek wil ook nader aan Jesus groei. En die vrugte van die Gees is vriendelikheid, vrolikheid, die liefde. Daar's soveel dinge wat ons kan wys en kan doen in ons lewe om te getuig en Jesus se liefde te kan versprei. Ek gaan julle uitdaag hierdie week om bietjie 'n makeover te doen. Wat is 'n makeover? Ek weet nie of julle weet nie. Dit is as iemand dink, ek trek bietjie oudtyds aan of ek trek nie mooi aan nie, ek wil bietjie dit verander of ek knip sommer my hare, dis nou 'n drastiese makeover. Maar so kry mens makeovers. En hoekom doen jy 'n makeover? Baie mense dink, dis tyd dat ek weer in die mode kom of dis tyd dat ek iets nuuts doen. Maar weet julle wat?
Jesus wil nie hê, hy gee nie om oor jou uiterlike, hoe jy lyk, of jy die nuutste klere aan het, selfs die nuutste foon het, of die nuutste haarstyl het nie. Jesus worry of bekommer hom oor wat in jou hart aangaan. Dit is wat saak maak, of jou hart en jou lewe op die regte pad is, of jou hart, of jy regtig lief is vir Jesus. Dit is wat vir hom saak maak. So ek gaan vir julle uitdaag, om vir hierdie week 'n makeover te doen. Ek gaan bietjie vir julle hierso nou 'n paar idees gee, maar julle moet mekaar bietjie opdres. Kry goed by mekaar, lekker ou hoede, pruike, brille, klere, enigiets wat jy kan, en julle gesin moet bietjie 'n makeover doen. Elkeen moet aantrek, en julle moet asseblief vir ons bietjie foto's stuur, om te wys hoe julle lyk in hierdie makeover. Ja, want as mens na die storie kyk van Saggeus het eintlik 'n makeover gehad. Hy het sy lewe heeltemal handomkeer verander, hy het dinge begin anders doen, so hy het sy lewe gemakeover, hy het begin leef soos 'n Christen, begin doen soos 'n Christen, en sy lewe het ook op die ou einde getuig. Ek wil ook sommer uitdaag om saam as gesin te bid. Bid vir die mense se harte om ons, en bid vir jouself en gesin ook, dat julle regtig met julle lewens sal getuig, en dat ander mense regtig sal sien die liefde en die vrolikheid en die vriendelikheid, die vrugte van die Gees in jou en julle gesin se lewe. En dan groet ek vir julle eers, ons kuier weer volgende week lekker saam. Dit is my altyd lekker om hier dit so met julle te doen en te deel, en ek hoop julle geniet ook hierdie saam met ons. Ons mis julle, en ons hoop ons sien julle amper.